Nou ja, julle, ons is in 'n baie opwindende reeks, week 2 van ons reeks Labour to Legacy, en ons praat oor hierdie gedagte van hoe om jou Sondag geloof by jou Maandag werk uit te bring. En die eerste week het ons gesels oor hierdie waarheid dat dit wat ons nou net gedoen het in aanbidding en dit wat ons op 'n Maandag by jou kantoor doen is in die Here se perspektief presies dieselfde. Daar's nie iets soos heilige aanbidding hier in die kerk en wanneer ek in my werksplek instap, is dit dis nie deel van die Here se teenwoordigheid nie, is nie deel van sy konie natuurlik. Alles behoort aan hom. Dis syne. En ons het ontdek dat hierdie woord wat die Ou Testament gebruik vir werk, het 3 betekenisse. Die eerste een is om te dien, to serve. Die tweede ene is om die grond te bewerk, om iets meer te maak, om to cultivate. En die derde woord, die derde betekenis vir die woord is die ding van aanbidding. En die Here gee vir Adam die eerste ding wat hy vir hom gee, toe Adam hier op aarde sy voete neersit, hy gee nie vir hom vakansie nie, hy gee nie vir hom 'n bietjie tyd om te geniet nie, hy gee vir hom 'n werk. En hy sê, ek roep jou om hierdie tuin wat ek vir jou gee, te bewerk en te bewaak. En as ons praat van bewerk en bewaak, gaan dit oor die ding dat die Here vir elkeen van ons 'n tuin het. Binne in hierdie tuin is daar verantwoordelikhede en daar's verhoudings. En die Here stuur ons in 'n sekere sin na hierdie tuin toe om dit te bewerk en om dit te bewaak, en terwyl ons dien in die tuin wat die Here vir ons gee, is ons ook besig om te aanbid. Hoe wonderlik is dit nie? Is dat jou Maandag werk aanbidding kan wees. Die Grieke, soos ons verlede week gesels het, glo, en die Griekse mitologie en filosofie glo dat werk is 'n straf. Dis 'n vloek wat op die mens is. Dat die gode ons gestraf het met werk. En kan ek vir jou vanoggend sê, ons niks verder van die waarheid nie. Die Here het vir Adam 'n werk gegee voor die sondeval. Die eerste ding wat ons ontdek van God in die skrif, is dat hy aan die werk is. Daar's iets ongeloofliks as dit kom by ons werke. En vandag gaan ons 'n bietjie verder, en ek wil so begin. Veronderstel saam met my, jy's Stap & Checkers, en iemand tap jou so hier op die skouer, en as ek toe jy omdraai, toe sê die persoon 3 keer die naam van 'n wilde eend. Historanicus, Historanicus, Historanicus. Dit gebeur nie baie in 'n mens se lewe nie. Ek wonder wanneer laas iets met jou gebeur. So die oomblik as dit gebeur, probeer 'n ou uitfigure wat is hier aan die gang? Waar is ek? Wie is ek? En dan hou 'n opsie. Wat is die waarheid van wat hier gebeur? Die eerste opsie is natuurlik, dis moontlik iemand wat uit 'n hospitaal ontsnap het vir mense met geestesversteurings. Die tweede opsie is, dis dalk iemand wat 'n naam onthou het van hierdie een wat hy vir iemand wil sê het, en ek is die naaste persoon wat hy dit voor sê. Derde opsie, hierdie persoon is 'n buitelandse spioen, en daai was die kodewoord sodat ek gevange geneem kan word, en dan weet ek nie van daar af nie. Die volgende reaksie wat jy in so 'n situasie gee, word 100% bepaal deur die storie wat jy glo van wat nou net gebeur het. Sien, as dit iemand was wat uit 'n hospitaal ontsnap het, wat doen 'n ou? Jy bel 911. As dit iemand is wat 'n naam onthou het, dan is jy dankbaar jy kon die persoon wees wat hy dit mee gedeel het. As dit 'n spioen is wat 'n kodewoord gesê het en jou lewe is in gedrang, gryp die messe langs jou, veg terug. En ek dink in ons lewe, die stories wat ons onsself vertel en die stories wat ons glo, bepaal 100% hoe ons optree op hierdie aarde. En as dit kom by ons werke, die storie wat ons glo rondom ons werk, is die manier hoe ons in ons werk werk. En
Ek dink dit is so belangrik in hierdie reeks om hierdie ding te onthou, is dat God ons perspektief rondom werk wil kom verander. God wil die storie wat jy glo oor werk kom herskryf met waarheid. Ek dink so baie van ons praat van die 8 to 5, van maandag tot 'n Vrydag, dank die Here dis Vrydag. En dan werk ons weer net vir die naweek en vir die vakansie en dis sleg en ek hou niks van my werk nie, maar ek doen dit om brood op die tafel te sit. Die Here het vir ons soveel meer in gedagte as dit kom by die werk wat hy ons gee. En hier's die ding, is as ek glo dat daar 'n doel is in werk, as ek glo dat my werk aanbidding kan wees, dan gaan ek dit op 'n sekere manier benader. Sien, as ek glo dis maar net 'n straf of dis net iets wat brood op my tafel sit, gaan ek geen poging aanwend noodwendig om my Sondag geloof, my verhouding met die Here in my werksplek in te bring nie, of dat dit 'n effek het op die manier hoe ek werk nie. In die Here se wêreld werk dit anders, lyk vir my. In sy wêreld is hierdie twee wêrelde een. Daar's nie die heilige goed en die onheilige goed nie. Hy roep ons om 'n lewe te leef van heiligheid, of dit hier is of dit daar is. So, ek wil graag vandag probeer om 4 goed met jou te deel, hoe jou Sondag geloof 'n implikasie het op jou Maandag tot 'n Vrydag of 'n Saterdag werk. Die eerste daarvan is die volgende: geloof in God, jou verhouding met God, gee beskerming. Wat bedoel ek daarmee? Werk is gevaarlik. Amen? Wel nie almal se nie, maar kom ek sê vir jou, daar is gevaar in werk. Wat bedoel ek daarmee? Bekende teoloog Martin Lloyd-Jones was 'n mediese dokter en hy het toe later 'n predikant geword. En hy sien hoe van sy studente maats almal mediese dokters geword het. En hy skryf van hoe hy sien hoe hierdie manne se lewens verander het oor die tyd. En hoe die beroep waarna hulle is, vir grootendeels hulle identiteit begin bepaal het. En hy skryf van born a man, died a doctor. En hoeveel van ons en die gevaar in ons werk is juist die feit dat 'n ou so maklik dit wie ek is kan trou met wat ek doen, positief of negatief. Sien, werk was nooit gemaak deur God om identiteit vir my te gee nie. Dit was juis iets waarin ek die identiteit wat ek reeds ontvang het, uitleef. Ek dink in 'n meer tradisionele kultuur, soos die Oosterse kulture, is werk maar net 'n middel tot 'n doel, want sukses in die lewe in die Oosterse wêreld beteken om goed vir jou familie te sorg. Dis al wat werk is. Dis net 'n ding wat jy moet doen om vir jou familie te sorg. In ons westerse wêreld en moderne wêreld is daar 'n ander tipe denke, en hier's wat ons kinders ook elke dag leer is, jy kan enigiets word en enigiets doen wat jy wil doen. The world is your oyster. As jy jou kop op 'n ding sit en jy wil dit doen, kan jy en jy gaan dit doen. Daar's niks wat jou terughou nie, limitless. In die ou jare as jou ma 'n suster was, het jy ook een geword. As jou pa aftree, dan vat jy die besigheid oor. Vandag sê die wêreld, gaan bou vir jouself iets. Gaan bou vir jou 'n identiteit. En bou dit verseker rondom jou werk. Rondom dit wat jy doen en nie dit wie jy is nie. En die hartseer ding van dit is, wanneer ons werk en ons identiteit bietjie de mekaar raak, gebeur die volgende. Wanneer dit goed gaan in my werk en ek beleef sukses in my werk, dan voel ek goed. En ek voel soos 'n sukses. En wanneer ek misluk en droog maak, voel ek soos 'n mislukking. Sien,
As werk en identiteit met mekaar bietjie trou, wat gebeur is, as jy goeie werk lewer, gaan dit na jou kop toe. As jy misluk in jou werk, gaan dit na jou hart toe. Wat die Here ons leer in sy woord, is dat daar 'n volgorde is van bewerking. Die volgorde is as volg. God skep jou met identiteit, met waarde, met roeping, om te werk. We are not human doings. We are human beings. Paulus skryf Efesiërs 2 vers 10, dan sê hy, en dit is so wonderlik hoe die evangelie eintlik iets van die sleg van werk en die vyand se plan met werk kom red en nuut maak, en hy sê, ons is immer sy maaksel, sy skepsel. Geskep in Christus Jesus om wat te doen? Om goeie werke, dit wat God voorberei het te doen, en daarvolgens te leef. Die eerste ding wat jy moet verstaan is, dis nie andersom nie. Dis nie, ek werk hard, sodat ek iets kan word nie. Die dag toe jy ingesluit is by Christus, toe jy in hom glo, het hy vir ewig en vir altyd 'n uitspraak van identiteit oor jou lewe gemaak. Maak nie saak wat se werk jy doen, of jy werk het of nie. Jy is sy skepsel. Jy is sy maaksel. Jy is sy seun, sy geliefde seun en dogter. Jy is nuut gemaak in hom. Jy is uitverkies. Jy het hoop. Jy is sy beminde, sy geliefde. Jy is sy kind. En omdat dit die waarheid is, het hy werke voorberei vir jou. Ons moet eers verstaan wie ons is, voor ons begin doen. Dis wil ek amper sê, die gevaar wat daarin werk is. Nommer 2, geloof vorm persepsie van werk. Sien, geloof in Christus, ons persoonlike verhouding met die Here, vorm hoe ons kyk na die waardigheid van alle werke. Ons word groot in 'n lewe waar daar vir jou geleer word, daar's belangrike werke, en die mense wat regtig hard werk of goeie geluk het, kom daarby uit, en dan's daar die plebs, die gewone mense wat net die gewone werk doen. Die evangelie en die woord van God kom daag daai stelling uit. Want sien, hier's maar net een van die voorbeelde, Psalm 147 vers 13, skryf die Psalm hy sê, roem die Here Jerusalem, loof jou God Sion, hoorie, want hy het die sluitbalke van jou poorte sterk gemaak. Hy het jou kinders in jou geseën. Nou, my vraag is, die stad Jerusalem het hierdie ongelooflike mooi poorte wat toegesluit word met sluitbalke. Die psalmskrywer sê, God het dit gedoen. Ons lees nêrens in die woord 'n verwysing waar God met sy skare engele afgekom het en die balke opgesit het nie. Ons lees wel van die volk wat die muur en die sluitbalke herbou het. Ons lees hierso van God seën die kinders. Hoe seën hy sy kinders? Kan ek vir dit vir jou vandag net sê, hoe sorg God vir ons? Hoe kyk hy na ons? Deur die mees gewone werk. Wat is ons behoefte as mens? Wel, een van die grootste behoeftes in my lewe, dalk bietjie te groot, is kos. Amen. Sien, julle het nou al breakfast gehad, julle kom eers tweede diens toe. Kos. Nou, die Here kon seker nog steeds manna en kwartels gegee het, maar hy doen nie. Ek het dit lanklaas gesien. Wat doen hy? Hy rig 'n boer op.
'n man of 'n vrou wat 'n passie het vir die grond en vir saailinge en vir diere en vee. En met sy wysheid bestuur hierdie boer die boerdery met die beeste. En dan word van hulle slagpale toegevat. Die Here rig 'n slagpaal persoon op. Ek weet nie wat noem, slagter. Daar's hy. 'n Blokman of 'n ding, ek weet nie. Sien, ons worry nie veel oor hulle nie, solank daar net choppies op in die yskas is. Die Here rig iemand op om 'n werk te doen om jou te bemagtig om 'n matured rampstytjie te gaan koop en dit te geniet. Hy sorg deur die mees eenvoudige werke. Ek dink hierdie ding skrap 'n ou so 'n bietjie om, want jy weet, ons is as kinders mos geleer, jy moet hard werk in wiskunde, anders word jy 'n straatveer of iemand wat in iemand se huis werk, né? Jy gaan ook huis skoon maak eendag as jy nie mooi jou wiskunde doen nie. Kan ek gou vir jou sê, iemand moet die strate vee. Iemand moet skoon maak. Want daai iemand is nie net iemand wat net sommer gou ietsie doen om kos op die tafel te kry. Daai iemand is die hand van God in hierdie wêreld. As daai iemand wat ons huis skoon maak nie kom nie, wat gaan gebeur? Ons gaan doodgaan. Dit vat presies 10 minute nadat sy weg is, vir ons 3 Filistyne, seuns, om daai huis op sy kop te draai. As niemand die strate skoon maak nie, gaan ons in 'n gemors beland. Martin Luther, die bekende teoloog, het dit so gesê, hy sê, the simplest labor done in faith is the mask behind which God hides himself and does his work. Die vragmotorbestuurder, die dametjie by die til, die persoon in jou besigheid wat die nietigste werk het, die minimum labor persoon, is 'n verlenging van God se hand om mense te help en mense te voorsien. Alle werke wat mense dien, is God se hand in hulle lewe. Sien, dan kan 'n mens nie meer jou werk net sien as 9 to 5, ek doen net my werk en dan gaan ek weer nie. Nee, want God roep ons om te dien. Jy is 'n verlengstuk van sy sorg in hierdie wêreld. Mense vra altyd die vraag, en ek dink soms as 'n ouer werk preek, dan vra ons die vraag, maar wat beteken dit om 'n Christen in my werk te wees? Hoe leef ek my geloof uit in my werk? Ek is nou 'n prokureur of 'n werktuigkundige of 'n wat ook al. 'n pilot. Ons vra die vraag, wat beteken dit om 'n Christen pilot te wees? Beteken dit om wanneer die tannie van Fly Sapphire klaar gepraat het, sit die pilot die mikrofoontjie aan en hy preek vir 'n captive audience vir 15 ure? Is dit wat dit beteken om 'n Christen pilot te wees? Nee. Weet jy wat beteken dit om 'n Christen pilot te wees? Land die vliegtuig. Elke keer. Want die pilot is 'n verlenging van God se besorgdheid oor jou veiligheid. Sien, baie keer kry ou Christene wat vreeslik geestelik is by die werk. Ons hou bidgroepies en ons plak versies en stuur die mooiste goed. Maar die werk word sleg gedoen.
Kan ek vir jou vandag sê, voordat jy enige iemand bedien in jou werk, doen jou werk. En doen dit goed, want jy is gemaak deur 'n goeie God, wat goeie dinge skape, en wat vir jou die talente en vermoëns gee om dit goed te doen. Dis net so belangrik soos nou se hande oplig. It's worship. En dan natuurlik, ou kan nie versies aanstuur nie, goed, maar vragies, kom ons werk eers. Nommer 3, geloof vorm beginsels. Daar's soveel druk in die wêreld om bo uit te kom, om genoeg geld te maak, om seker te maak, jy tap die meeste uit jou werk uit, of uit jou besigheid uit. En dan is daar soms hierdie massiewe versoeking, om te begin ietsie in die duisternis doen, of to cut corners, of iets onder die tafel te doen. Om so 'n bietjie die SARS te ontduik. Nou is die vraag wat 'n ou het, as Christen, wat doen 'n ou met dit? Jy is dalk deel van 'n maatskappy, en ergens kom jy agter, wag, hier is iets nie lekker nie. Hoe maak 'n ou nou? Want sien, die druk is so groot om vooruit te kom, en it's all about the numbers, en soms kan jy 'n bietjie grys areas toelaat om daarby uit te kom, maar die oomblik as jy oor daai lyn gaan, dan skop die wêreld jou uit. Dan kom jou gesig op 'n koerantberig. Dan is jy bedrog gepleeg, dan is jy, maar jy moet alles in jou vermoë doen, net voor dit, om soveel as moontlik bymekaar te maak. Nou, kan ek vir jou sê, as jy besluit, as 'n Christen, om in integriteit te werk, en om te leef in integriteit by jou werk, daar wag vir jou baie moeilikheid. Dis 'n geveg tussen duisternis en lig. Dis makliker om eerder jou kop in die sand te sit, as om te bekommer oor iets wat gebeur wat nie reg is nie. As jy gaan kies om dit wat die onreg wat daar is, aan te spreek, gaan jy nie met oop arms altyd ontvang word nie. Ek onthou 'n rukkie terug, my vrou het skool gegee, en sy was 9 jaar al by die skool gewees, en ernstig het sy agtergekom, en ek sal nou nie detail noodwendig deel nie, het sy agtergekom, daar's iets wat gebeur, wat nie heeltemal, jy weet, misdaad is nie, maar is naby. Daar's so half iets grys wat gebeur. En ek onthou hoe sy na my toe kom en sê, maar, wat moet sy hiermee doen? Sy het al met van die ander personeel gepraat, en baie van hulle is bewus daarvan, en hulle sê maar net, nee, ons gaan nie praat daaroor nie, dit is al so vir jare. Daar het 'n nuwe hoof begin, sy kom na my toe, sy sê, sy weet nie wat om te doen nie. Want gaan praat sy nou, kan sy of, jy weet, deur haar kollegas uitgeskei word, en sê, jy is nou weer die Christen enetjie, wat gaan klik as ons bietjie wil ons dinge doen, of sy kan in die proses dalk in die moeilikheid kom en haar werk verloor. Daar's soveel goed wat skeef kan loop, en sy sê, maar iets in my sê net, ek kan nie toelaat dat dit gebeur nie. En sy gaan praat met die hoof. Hy hanteer dit toe so volwasse en goed, dat sy toe glad nie eintlik betrek word by die saak nie. Niemand weet, dis sy wat deel is, of dis sy wat dit raak gesien het, en kom aanmeld het nie, en die hoof sort toe daai stukkie donkerte in sy skool, waarvan hy nie geweet het nie, kom sort hy uit. En van daai dag af, wil ek vir julle sê, het daai skool nuwe hoogtes bereik. Ons het dit gesien gebeur. Hoe daar getalle groei by die skool.
hoe die skool se sport vooruitgaan, die akademie vooruitgaan. Nou vra ek jou, wat doen jy by jou instansie, by jou werk, wanneer jy so iets teekom? Gaan jy toelaat dat jou geloof jou beïnvloed? Laastens, geloof gee perspektief. Ek dink, ons moet verstaan, daar's soveel beroepe daar buite. En die beroepe is nie as gevolg van sonde nie, verskillende beroepe nie. Ons het ons nou gehoor, dit is 'n verlenging van God se hand. Maar die beroepe wat nou beoefen word, is nie net God se sorg vir nou nie, dis ook 'n prentjie van wat wag in die hemelse stad, die nuwe aarde, die nuwe hemel, wanneer Jesus Christus wat op die troon sit, wat gesê het, ek gaan alles nuut maak, wanneer hy alles nuut gemaak het, hoe lyk lewe onder die heerskappy van God? Hoe lyk die lewe as alles weer nuut is? Jou werk nou is besig om 'n prentjie te skets van God se plan vir die toekoms en die ewigheid. Bouers, argitekte, wanneer jy daai planne teken, wanneer jy daai werk doen, is jy besig om te wys na 'n God toe wat skep. 'n God wat perfek bou, ontwerp, aan mekaar sit. 'n God wat 'n hemelse Jerusalem by mekaar sit, sonder vlek, sonder gebrek. Mediese personeel. Wanneer daai persoon voor jou lê, dit is nie net 'n verlengstuk van God se hand nie, maar dit is ook 'n getuienis dat daar 'n dag kom waar daar geen siekte, geen pyn, geen swaar kry sal wees nie. Skoonmakers. As ek daai prentjie in Openbaring gaan lees van hierdie nuwe stad, dit blink, dis skoon, dis rein, God is rein. Wanneer ons skoon maak, hoor mooi, wanneer jy skoon maak, is jy besig om 'n prentjie te teken van die ewigheid. Daar's 'n boek met die naam van Practicing the Presence of God. Hy is geskryf deur Brother Lawrence. En hy was toe later 'n Anglikaanse priester gewees. Maar hy het in sy vrye tyd ekstra geldjies gaan maak en skorrelgoed gaan was by 'n restaurant. En hoe hierdie man skryf dat hy aan hierdie kant van sy lewe die werk van die Here doen en aan hierdie kant was hy skorrelgoed. En hoe hy ontdek het that the same Lord that is in the temple is also the Lord of the pots and pans. En hoe hy ontdek het dat hierdie eenvoudige ding wat hy doen, is besig om die beeld uit te dra van wat God besig is om te doen. Kunstenaars, aanbidding, boere, bakkers, chefs, God se abundance van voorsiening. Dit lyk vir my in die hemel ons gaan begin met 'n groot bruiloffees. Die bakkers is besig om te wys. Die chefs is besig om te wys. Julle het nie 'n klou wat vir julle wag nie. Onderwysers. Wanneer ek onderwys, wanneer ek met kinders werk, is ek besig om 'n prentjie te vorm van die God wat alle kennis het, van die God van alle wysheid. En dat in die heerlikheid wat vir ons wag, ons die volle prentjie, die volle kennis en wysheid sal ontdek in hom. Worship span, kan my join. Daar's 4 goed wat jy kan huis toe vat vandag in hierdie preek. Nommer 1, dalk wil jy dit neerskryf. Nommer 1. Het my werk iewers my identiteit begin beïnvloed? Het my sukses by die werk of my mislukking by die werk begin beïnvloed hoe ek na myself kyk en hoe ek dink God na my kyk?
Nommer 2, kan ek sien dat my werk en alle werke 'n verlengstuk is van God se versorging in hierdie wêreld. Nommer 3, wat is belangriker, wins of integriteit? Ek kan vir jou sê, korttermyn is wins seker belangriker, langtermyn, in die ewigheid, is die lig die belangrikste. Die woord sê, alles wat in die donker is, alles wat agteraf is, gaan in die lig kom. Hy is 'n God van lig. Gaan ons nou kies om toe te laat dat die Here se lig skyn in die duisternis deur ons lewens. Nommer 4, op watter manier is my werk besig om te getuig van die nuwe stad, die perfektheid wat wag vir ons in ewigheid. Ek wil vir jou vandag seën met hierdie laaste woorde. Jy het 'n werk en dalk het jy nie 'n werk nie. Dit gaan nie oor werk nie. It's all about Him. En ek vertrou so dat in hierdie reeks die Here ons gaan gryp in ons harte. Ons gedagtes verander, sodat ek my werk en jou werk sal sien as aanbidding, sal sien as 'n verlengstuk van God se hand. Enigste ou hierso wat in die hemel nie gaan werk nie, is ek. So julle moet maar sê wat's lekker, dan join ek julle. Die res van ons, almal van ons nou, het hierdie geleentheid om die roeping wat God vir ons het. Wat is die roeping? Sy heerlikheid op aarde. Ons het die geleentheid om dit te sien gebeur by ons werk. Kom ons bid. Ja Here, U is wel die God van die potte en panne. Here, U is ook die God van die grootste goed, Here, wat ons ooit kan dink of beskryf. Here, U is die God wat werk. Here, dankie vandag vir die gawe wat ons kry en die geleentheid wat ons kry om te werk vir U heerlikheid. My gebed vir myself en vir elkeen van ons wat hier is dat ons sal ontdek, Here, that it's all for your glory. Dit gaan oor U. Here, ek bid vandag vir my broers en my susters in Christus wat nie werk het nie. Here, dat U sal opdaag in elke situasie. Dat U hulle sal lei in 'n donker tyd, Here, in 'n moeilike spasie. Dat U lig sal skyn, Here, dat U hoop sal bring. Here, dat U hulle sal ontmoet in die seer en die swaar kry van om nie werk te hê nie. Maar Here, dat U hulle sal lei na 'n plek van vryheid, van purpose. Here, kom voorsien werk. Here, ek kom bid vir my broers en my susters en myself vandag. Is Here, dat ons die vreugde van werk weer sal ontdek. The joy of work. Here, dat ons sal beleef die vreugde en die vervulling wat daar is om te werk soos wat U werk en om U koninkryk, Here, te sien kom en om U wil te laat geskied in die hemel, so ook in Pretoria. Ons prys U naam. Amen.